telkens as ons so van die liedjies, sommige liedjies of koortjies en van ons liedere is daar gedeeltes, ek weet nie of dit met julle gebeur nie, dan daar's 'n groter konsep wat mens beetvat. En dan wil die stemmetjie nie saam sing nie, dan raak dit bewerig. Is dit nie waar nie? En die interlude wat sy tussenfase van hierdie liedjie, waar God se kruisdood, sentrale tema van die heelal, ons verander het deur sy liefde. Ons snap dit nie heeltemal altyd wat dit beteken nie. En daai stukkie van floor my elke keer. Ek was veronderstel om 'n mooi bas by te sit, maar toe sien ek dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie. Die Here se grootheid gaan ons soms te bowe. En ek dink die dag as ons die wederkom sien gebeur, ons praat soveel daarvan, gaan ons het allerlei vooraf opgestelde idees oor hoe dit gaan wees, hoe ons dit gaan ervaar. Dit gaan ons te bowe gaan. Wees verseker daarvan. Kom ons buig net weer die hoofde vir ons bid. Liewe Here, om oor U te gesels, oor U te sing, opgewonde te raak oor wie U is, dit is ons lewensbestaan. Ons bestaansbetekenis, ons aansporingsbron. En terwyl ons vanoggend bietjie nadink en gesels en te kyk, mag die Heilige Gees ons leermeester wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek nooi jy om saam met my te blaai na die boek van 2 Korintiërs 5. Op strewers klubs is daar 'n paar verse wat mens baie keer memoriseer. Onder andere is wie ook al in Christus is 'n nuwe skepsel. Ou het verbygegaan, nuwe het gekom. Wat van nou is ons gesande wat uitroep, waar raak julle met God versoenbaar, nie? En wat van want die liefde van Christus dring ons. Ja? Almal in dieselfde hoofstuk. Dis fantasties. So, kom ons kyk na, ons begin by, wanneer mense ook al die skrifture lees, besef ons moet eintlik die hele hoofstuk lees. En as jy begin met die hele hoofstuk, dan besef ons, ons moet eintlik by hoofstuk 1 begin het, maar ons sal nie dit doen nie. Ons begin by vers 14. 2 Korintiërs 5 vanaf vers 14. Ek lees. Want die liefde van Christus dring ons. En vir daai rede moet ons weet wat hy nou net gesê het, nie. Vers 13 sê: as ons uitsinnig is dit tot die eer van God. En as ons by ons verstand is dit om julle ontwil. Want die liefde van Christus dring ons. Paulus sê, ek gaan soms buite myself. En ek dink aan die geval waar Jesus besig was en die insetsel wat Matteus skrywe daar sê, sy familie het gedink hy's buite homself. Hy's besig om kranksinnig te raak. Okay. En Paulus sê, as ek so raak, is dit om julle ontwil, want die liefde van Christus dring ons. So daar's iets wat ons aanvuur. En Paulus sê, dis die liefde van Christus. Net 'n paar woordstudies. Uit die aard van die saak, as ons praat van die liefde van Christus, daar's 'n hele konteks daar agter, nie waar nie. Daar's 'n hele prent daar agter, 'n hele gebeurtenis. En die gebeurtenis wat ons na verwys in ons denke, nie julle self nie, is die kruis van Jesus, sy lewe, sy kruisdood en sy opstanding. Maar dit is ook in 'n konteks, is dit nie waar nie? Dit is 'n sentrale punt, die krisis en sowel as die klimaks van 'n tydlyn verhaal.
dan sê dit hy dring ons. Nou is interessant die Griekse woord soenegai, hier word vertaal dring ons. Maar dit is dieselfde woord wat sê restrain, terughou. Dis ook die woord wat sou beskryf as ek weier om iets te doen. Met ander woorde, dis intern, nie waar nie? Intern. Ek het hier so 'n illustrasie saamgebring vanoggend. Wat is dit? Dis daai klippe wat ek nou in die mandjie gedra het. Oom Frans vra, gaan julle ons met klippe gooi vanoggend? Dis, hulle noem dit lugaartappels of air yams. En wat interessant is van hierdie, is 'n rankerplant. Hier is eintlik sy saad. Maar die saad is verskillende forme. Daar's groteres, redelik simmetries, daar's kleineres, bietjie verwronge, gedraai. Daar's sommige wat redelik afgerond en mooi sag is, mooi rond, soos aardappel. Ja. Ander skurwe knappe. En dan is daar sommiges wat die alwurm bygekom het, of een of ander wurm, risper, het hom gerasper. So, maar hy het weer gesond geword. Dan is daar ander wat bietjie kleiner is. Sien julle hulle? Hulle is daar. Nou al hierdie, as jy hom liedjie laat lê, so middels einde September, dan stoot hy 'n loetjie. Daar op die grondoppervlak. In die koelte, in die sonnetjie, enige plek stoot hy 'n loetjie. Want in die natuur is dit eintlik maar in die boom en dan val dit af, vrakkie plantjie. En dan volgende lente, dan kom die loetjie. Elkeen van hulle verskillend. Bygesê, ek het nou al 'n paar jaar van hulle geplant. Jy gebruik dit soos 'n aardappel, jy kan hom kook. Hy's bietjie harder, bietjie droër, maar as jy hom skil en jy kan hom mash, jy kan sout bygooi, jy kan heuning opsmeer as jy wil. Maar almal van hulle stoot die loetjie en dan baar hy blare. Eerste paar blaartjies klein en dan word hulle tot sulke groot blare. Pragtige blare, pragtige plant. En dan dra hulle weer dieselfde. Die illustrasie is dit. Nog 'n paar. Dat almal van hulle is geneties saamgestel om 'n funksie te verrig. En hulle sal dit kan verrig mits hulle onder water gedompel word en vrot word. Versuip, met ander woorde. Walter het gisterand gesê ons neutraliseer onsself. En dis presies dit. As ons nie onsself neutraliseer nie, dan gaan ons groei. Ons gaan vrugte dra. Ons gaan meer word. Maar as ons self geneutraliseer het, as daai arme plantjie of saad onder water gesit is, toegemaak is in 'n plastieksak, fascinerend, hy moet kan respireer, dan vrot hy. En dan sal hy nie groei nie. Okay? Dan word hy kompos, en ander kan daarvan leer. Kompos gee voedsel vir die volgende plantgenerasie nie. Ander leer van sy foute en groei daaruit. Maar hy sal nooit weer groei nie. In die aard van die saak is daar ander stade, met skille, sonder skille, maar almal van hulle is gebou om saad te maak, te groei, boom te maak, saad te maak, litchies en avokados. Die bottom line is dit, as God ons saamgestel het om 'n funksie te verrig, gaan ons dit verrig, ons is gebou daarvoor, ons is saamgestel, ons is bedra daarvoor. Mits ons nie onsself neutraliseer nie. Moet ons nie faktore in ons lewens toelaat wat ons ondermyn, plapdruk, laat vrot. Alle illustrasies is van toepassing op enige van God se geneties saamgestelde kreature. Van 'n kleinste grasie tot die grootste komplekste wese wat u en ek is. Nou daai verhaal
verduidelik vir ons wat Paulus sê. Hy sê, ek word gedring deur iets wat hier in my kop aangaan. Dis die liefde van Christus. En ek wil vra dat ons 'n bietjie verder lees. Kom ons lees die res van die verse in daai hoofstuk. Ek begin dan by vers 14. Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe. Onthou, hy gaan nou later, want almal wat in Christus is 'n nuwe skepsel. Nou moet hulle eers sterf, sodat hulle kan nuut word, né? Sodat die wat lewe, nie moet vir hulle self lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons ken dan van nou af niemand meer na die vlees nie, al het ons ook vir Christus na die vlees geken. Maar nou ken ons hom tog nie meer so nie. Paulus sê, ek het 'n sekere wyse geleef in die verlede. Maar nou, nadat ek regtig interaksie met Christus gehad het, onthou begin dit daarby, nie op die pad na Damaskus toe nie, daar by die klere van die wat Stefanus gestenig het. Die betalie wat afgespeel het, dit daarna, sy vervolging daarvan, en dan Christus wat vir hom vra, hey, wat maak jy? Weet jy wat maak jy? Hy het dit nie geantwoord nie, maar hy het dit aangedui, geïmpliseer. Wie is u Here? En as hy vir hom sê, dat hy die seun van God is, hy wat nou net gekruisig en opgestaan het, gaan, eers is sy skille op sy oë, nie, maar sy oë se skille het begin afgaan, al het hy kon hy nie sien nie. Want daar's bedradings wat gevorm geraak het in sy denke, wat later hom sal dryf. Die liefde van Christus wat hom sou dring. Ek lees verder. Waar trek ons? Vers 17, dankie. Daarom, onthou nou, hy het nou net gesê, ons kies dus van nou af niemand meer na die vlees nie, ons is nou die wat in Christus is, nie waar nie. Wat impliseer dat al die skrifgeleerdes, al die fariseërs, al die wyses onder die volk, wat vir Christus gesê het en aangespoor het vir die res van die volk, kruisig hom, hulle leef na die vlees. Het hulle kennis gekort van die skrifte? Wat het hulle gekort? God is en hoe hy is. Onthou dit wat met Paulus gebeur het, doen God nie sonder om Paulus se keuse te respekteer nie. Dit is nie God se styl nie. God beset ons nie. Hy het interaksie met ons en dan trek hy ons en dan leer hy ons as ons belangstel. So wat met Paulus gebeur is ook wat ons geroep word om met ons te laat gebeur. Nou sê hy, daarom as iemand dan in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het als nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Christus Jesus, en ons die bediening van die versoening gegee het. En dan brei hy uit, naamlik, wat ek bedoel is, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van versoening aan ons toe te vertrou. Nou tree ons dan op, as gesandte om Christus ontwil, asof God deur ons vermaan, en ons bid julle dan, om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Want, hy wat hom tot geen sonde,
Hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van hom, van God in hom. Baie woorde. Maar Paulus sê basies dat God deur Christus die wêreld met hom versoen. Potensieel, né? Ek weet daar is teorieë wat sê die druppel van God, van Jesus, die God mens se bloed wat op die grond geval het, dit het die wêreld toe eenstaps met God versoen. Paulus se woorde stellig nie. Want dit gaan oor 'n roepe. As God dit wou gedoen het, dan het hy almal op die aarde op daai stadium geherberdraad. Eensklaps. Nee, waar nie? Maar God werk nie so nie, want daar's 'n interaksie. As God liefde is, as Paulus sê die liefde van Christus dring ons, dan verstaan ons ook dat liefde nie geforseer kan word nie. Ek kyk hier vir die blighnotes en as hulle interaksie het met Jabin, is daar nie 'n bedrading in Jabin wat as hulle vir ma of pa sê, staan op en sê, hallo mamma, hallo papa, ek is lief vir julle, terug sal sit. Nee, soms is hy kwaad, hy kom daar, ek is kwaad vir iets. En dan, volgende oomblik, dan is hy kwaad vir sy ma, en dan gaan hy by sy pa, dan is hy kwaad vir sy pa, en gaan hy by sy ma, dan bel hy vir sy broer. Hy is 'n onafhanklike wese. Okay. Hy raak opgewonde gisterand, musiek, en hulle praat oor goeders daar, en terwyl die jongelinge dophou gisterand, en bekommerd is, die bure wil slaap, moet ek hulle nou sê, hulle moet nog gaan slaap, julle moet 7 uur by die sangdiens wees, spesiaal teen, papa, dis onafhanklike wesens. Okay, ons is so geskape. En God, as ons Vader, as Paulus later sê, nou kan ek hom noem Abba, né? Het hy die indruk van, hierdie God is ongelooflik aantreklik. Die indruk, die impression, né? Die Engels wil oordonder hierso. Die indruk dat God u en my se vryheid koester. Hy het ons gemaak om vry te wees. So vry dat wanneer hy na syne toe kom, ons onmoontlik kan verwerp. Daai vryheid is 'n voorvereiste vir liefde, vir genot, vir hinkering, vir verlange, vir vooruitsien, vir visie. Het ek daai kapasiteit nodig. En dan om te aanbid. Dink 'n bietjie vir die kompleksiteit van aanbidding. Dis al daai goed in een. Wat soms heilig. Soms kan ek nie stil bly nie. Soveel so dat Rita vir my vra, waar lag jy? Wat is so snaaks? Ek sê nie, daar's te veel om vir jou te vertel. Want die bedrading in ons koppe is kompleks. Okay. Daar's 'n konteks, 'n konsep, neuroplastisiteit, breinplastisiteit, en dit gaan oor hierdie onafhanklikheid, spontaniteit, maar stimuleringsvermoë. Dat as ek vir Christus sien, is daar 'n hele file wat oopgaan. Van tonele van lank gelede in Mountain View Kerk, South Darwin, vriende wat ons gemeenskaplik mee skouers gestuur het, en as hy met sy lekker diep stem praat, dan moet ek klimlag, hoekom? Want al die files is genotvol. Ja. Maar as ek soms verby ingange ry, met klippilare en hekke, dan is daar ander files wat oopmaak. En dan dink myself, iemand was kreatief en het hierdie mooi goed gebou, maar hulle kan omval. Hulle kan kinders doodval. Hulle kan mense seermaak. En ek onthou Meiburg se. En dan glimlag ons weer en want daar's lekker interaksies. Maar daar soort 'n traan. Dit is brein neuroplastisiteit. En ons is gebou om God mee interaksie te hê op daai vlak. Nou stuur hy vir Christus, nê?
Maar nie so uit die bloute nie. Hy skaap ons eers in die begin. En nou, ekskuus ek sit net my storie bietjie op pos. As ons lees in Romeine 1 vers 16, wat sê? Ek skaam my nie vir die evangelie nie. Dieselfde Paulus, né? Want dit is die krag van God tot verlossing vir hulle wat glo. Maar die wat buite is 'n oordeel. Okay. Die hele samestelling van daai frase verwys na wat in ons denke gebeur. En die krag van God word tentoongestel in wat? Hierdie evangelie. Nou dit, as ons vra voorwaarts, ek sal gaan. Neem dit aan dat ek die storie ken, wat die evangelie is wat? Die storielyn. Nou, 'n ander vers wat ek gou na toe wou verwys, en miskien kan ons so toe blaai, vind ons in 2 Timoteus 3. Nog 'n, ek skat al die hoofstukke in die Bybel is gelaai, maar hierdie hoofstuk 3 is ook gelaai. Okay, dis waar ons lees van alle skrifte is geïnspireer, né? Maar is ook waar ons lees van 'n horribale toneel. Die eerste 5 verse beskryf 'n kondisie. En eerstens lees mense dink, wat dit begin vers 1, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye gaan kom. Want mense sal liefhebbers wees van hulle self, ensovoorts. Erger, onheilig, natuurlike liefde sonder daarvan. Geen natuurlike liefde nie. Verraaiers, ek spring sulke groot spronge nie. Genot, meer geliefhebbers van genot as van God. Dan vers 5. Vertel vir my dat hierdie toneelbeskrywing nie van die wêreld is nie. Dit sê mense wat die gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer hulle dan weg van hierdie groeperings af. Dink dit nie soos kom uit my volk nie. Ja, selfde term. Wat is die verskil tussen daai en 2 Korintiërs 5? Die gedeelte wat praat van nou word ons die wat uitroep sê, laat julle met God versoen. Wat is die verskil? 'n Groot verskil. Die een wat sê, nou roep ons uit as ware mondstukke van God. Terwille van Christus, met ander woorde bekragtig deur Christus. Laat julle met God versoen. Met ander woorde, ek kan roep, laat julle met God versoen, want ek is klaar met God versoen, nie waar nie? Nou die implikasie is, as ek dit nie kan roep nie, dan is ek nie. Dan is ek nooit 'n nuwe skepsel nie, ek is nog die ou skepsel. Iets het nie gebeur nie. Iets hierso het nie gekoppel nie. En my vraag is straand vir Dr. Walter. Vir Lere Walter. Walter, wat maak dit ons vashak by die altaar en nie aangaan na die allerheiligste toe nie? Ons gaan nou gou daar kyk en my tyd hardloop te vinnig. Ons MC moet sê, hy moet die parafine onder my arm smeer, sodat ek kan vinniger loop. Iets het nie gebeur nie. Daar's koppelings wat soms geïnhibeer word. Dis nie betowering nie, en baie keer in sommige gemeenskappe, wêreldwyd, nie net in Afrika nie, is die toweraktiwiteite, die duisternis faset, hoog in orde, en mense lewe in vrees.
Nee, dis nie betowering nie. Daar's iets wat veroorsaak dat daai koppelings nie gebeur nie. Dieselfde toneel kan vir my iets sê, maar vir die volgende een iets anders sê. Okay, dis hoe onafhanklik ons is. Ekskuus, vrye verwysing. Dit was nie deel van my skrifture nie. Jesus se gesprek met Nikodemus verwys vlugtig daarna. Johannes 3 vers 18, 19, 20. Waar Jesus sê, die lig het in die wêreld gekom. Wat het die lig gekom voor? Nie om te oordeel nie, maar om te verlos, nê? Die verwysing wat hy gebruik vir Nikodemus is die paal met die bronslang op. Wat daar geplant is vir heling en verlossing. Maar dieselfde toneel kan my veroordeel. Want as ek kies om dit nie te volg nie en weg te stap, dan gaan die gif my laat doodgaan. Ja? God slaat my nie dood nie. Ek het net gekies om weg te beweeg. En jy sal optel, ek probeer ophef dat God verheerlikbaar is. Met ander woorde, die indruk wat ek van God het, kan of hom aantreklik maak, of afstootlik. Jesus sê vir sy Vader, vele plekke, al Johannes 12 en Johannes 17 sy gebed, nê, dat hy hom verheerlik het. En soms praat ons verheerlik, sê maar net as iets van, maar 'n verheerliking is basies om 'n kollig op te plaas. Ek sê net iets om te bekol hierso. Dit is nou nie aan die aanswerk het beter, maar as ek nou na die speaker kyk, so en so, dan lyk hy verskillend. Want nou kan ek sien, hy het 'n skroefgaatjie hierso. En daar's goed wat ek nie gesien het in duisternis nie. So wat Jesus kom doen het, is hy die kollig op sy Vader geplaas. Nou vra die kinders, dit lyk of Jesus in diens staan. Hy is die diens. Nee. Hoe het die een nou gesê in die Bybelstudie? Hy is die een. Hy is die een. Al wat hy kom doen het, is dat hy vir ons die verkyker kom bring om die Vader te kan sien, wat in die verlede gedek was deur misopvattings. Wat begin het by die kruis, by die tuin van Eden en die boom van kennis van goed en kwaad. Waar daar voor Eva se oë as ware 'n sluier opgetrek was deur leuns oor God. En toe die sluier op is, voor die tyd weet sy hierdie boom is nie om van te eet nie. God het gesê as julle hiervan eet, gaan julle sterwe. Toe daai sluier opgetrek was deur wat? God wil nie hê julle moet soos hy wees nie. Maar hy weet as julle hiervan eet, sal julle soos hy wees deur goed en kwaad te ken. Maak hy blind. So toe soos 'n kleios. En skielik lyk daai vrugte vir haar, ja, wragtig. Dit is mooi en dit gaan my wysheid gee. En sy ryk uit en sy trek dit. In Jesus kry ons die verkyker en ons kan sien, daai voël het 'n rooi bek. Ja, hy het 'n wit streep oor die oë en 'n swart puntjie op sy rooi bek. Ons sien presies wie God is deur die verkykers van Christus. Derhalwe sê Jesus, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Hoe vra jy vir my, wys jou die Vader? Ek is soos die Vader en die Vader is soos ek. As ek vergewensgesind is my Vader vergewensgesind. As ek reaksie toon teenoor die wat die ander vertrap, is dit om die Vader ook nie aanvaar dat ons ander vertrap nie. Wat ons in Christus sien, is in die Vader. So. Nou,
Wat gebeur hierso in 2 Timoteus 3 vers 5? Die wat is die Afrikaanse vertaling? Die gedaante van die konsep is versigtige volbringing van reëls. Het Paulus geweet hoe werk dit? Stellig ja. Okay. Hy was self 'n offisier, puntenerig presies. En hy kon dadelik sien as iemand besig is om amper 'n fout te maak, sodat hulle kan korrigeer. Puntenerig presies, presies in die vorm van godsaligheid. Maar die krag het hy verloon, het hy verraai, het hy agtergelaat, het hy nie aggeslaan op nie. Hy het dit nie aangegryp nie. Wat maak die verskil? Wat maak die verskil? Paulus verwys vroeër in 2 Korintiërs 5 na, hulle het Christus gesien volgens die vlees. Volgens die wet, volgens die selfe konsep. Waar dit wat ek hier is, moet ek uitvoer sodat ek in plaas daarvan, soos Jesus sê in Johannes 5:39, in plaas daarvan om te sien die verhaal lei na die Messias. Die Messias. En Nikodemus kom in die aand, dat niemand hom kan sien nie, hulle veroordeel hom, werp hom uit, wat ook al in die duisternis. En hy kom sien die lig, daar waar dit donker is. Sodat hy kan snap, wat die Messias kom doen het. Jesus sê vir my, maar jy's 'n meester, een van die meesters in Israel, en jy weet nie hierdie goed nie? Ja, met ander woorde, daar's 'n mooi in die storielyn van die aarde, en hier's die mooi. Ek wil julle nooi na Exodus toe. Ons moet nou 'n bietjie vinnig maak. Exodus 25 vers. Ek het my notas verloor. Vers 8, dankie. Ons ken die vers. En dit sê, God sê, julle moet vir my 'n heiligdom maak, dat ek in julle midde kan woon. Was God nie daar nie? Hy was daar. Hoe weet julle? Oh? Lewensgrootte wolkkolom, die rooi see, die gloeiende wolkkolom in die aand, die manna, God was daar. Wat bedoel hy terwyl ek in julle midde kan woon? Wat bedoel hy daarmee? En dan gaan hy voort, vers 9 sê, moenie 'n fout maak nie. Presies, hoe? Presies soos ek jou gewys het. Nie die kant toe of daai kant toe nie. Presies in daai formaat. Hoekom? Hy weet hoe werk ons. Dit is daar dat ons iets kan sien wat ons nie gesien het nie. God het nie 'n blyplek genodig gehad nie, of 'n ander bewys dat hy daar is nie. Hy het heeltyd gewys hy's daar. Hy wou gehad het ons wou snap, of kon snap, wat hy oorgaan. En dit eindig nie daar nie. Nee, dit eindig nie net daar, dat hy dat is in hulle kan wees nie. En ek wil hê ons moet gou na die toneel kyk. Dit is 'n toneeltjie gekry. Anders gebruik ons verbeelding. Ons het 'n sterk verbeelding. Dankie. Dankie, Heinrich en die span. Daai is die toneel wat God gesê het, maak dit. Dis die model wat hy vir Moses gegee het. Dat ek daar tussen julle kan wees.
dat julle my kan ervaar. Meer as wat julle gehad het. Okay? Hierdie is nie net 'n modeltjie van wat met my sondes gebeur nie. Kan ek my vingers so toe vat? Wat is die rigtings? Wie kan onthou? Oos, né? Nee? Noord, oos, suid, wes. En apart van dat hulle weggaan van aanbidding, weg van die songod af, is daar nou 'n proses wat hulle volg. Hulle kom hiernatoe om te offer, dankoffers, sondoffers. Wat se offers nog? Enige offers. Nou ongelukkig, en julle sal agterkom, het ons aanbidding vasgevang geraak in sondes. Hulle het nie net so toe gegaan weg van die songod af om sondes te bely nie en om uit te stap vrygeskeld nie. Hulle het ook gegaan om hulle kinders nie te offer nie, toe te wy, om te vier die fees van oeste. Dankoffers, alle offers het hiertoe gekom. Wat is op die einde van die pad? Eers die offeraltaar, was kom? Lig en brood, die skeiding en dan die allerheiligste. Hè? Ons het 'n applaus gegee, dit is nie saam wat was nie. Ons glimlag te vertel die storie. So na die offerhande storie is daar 'n belangrike konsep wat gebeur. Het die lig ooit dood gegaan hierso? Altyd brandend. Het die brode oud geraak? Nee, weekliks vervang. Nuwe brode. Maar sommige dinge was nie besoek elke dag nie. Behalwe vir Moses. Hy het God se raad nodig gehad elke dag. Soms meer as 1 keer 'n dag, neem ek aan. Maar daar's 'n vordering na God se teenwoordigheid toe. Maar dit begin by offerstelsel. En die offerhande is 'n tentoonstelling van wat? Van wat hierbo aangaan. Here, ek het gesondig. Here, ek het behoefte om herstel te word. Ek is kwaad van broer. Hy het my ons vergiftig. Wat ook al. Here, ek kan nie my opgewondenheid onderdruk nie. Sy het gesê ja. Die ouers het ingestem, ons kan trou. Offerhande. Alles begin by die offeraltaar. Hoekom? Want die offeraltaar sou word, wanneer Christus sterf, die tentoonstelling van wie hy is, vir wie ek dankbaar kan wees. In Christus is dit, word die bron van wie ek aanbid. Hy is die rede hoekom ek kan sê, ons Vader wat in die hemel is. Nie? Die wierook soos die gebede van die heiliges, nie waar nie? Alles sentreer rondom Christus. Hy is die lig van die wêreld, hy is die brood van die wêreld. Maar wie word die lig van die wêreld? Jesus sê, julle is die lig van die wêreld. Ek is die brood van die lewe. Ek gee vir julle, maar wat gaan julle doen na die tyd? Julle vat daai brood en julle deel dit uit. En dan, met die kruisdood van die Messias, skeer hierdie voorhangsel van bo tot onder. Hoe het hulle geweet dit geskeer? Dis obvious. Dit is duidelik daar voor jou. Daar's geen geheimenis daaroor nie. Iemand het gekyk. En gesien dis oop. Het hy dood neergeslaan. Die konsep vir die skeiding was
'n tydlyn van insig. En as dan sê, Michael, jy gaan te ver. Want God het gesê, moenie dat hierdie hulle kan nie sommer goedmoeds hier inkom nie. En hoekom het hulle gesterf? Daar's indrukke en vrese wat ons te bowe gaan, nee. En die dinamika hoekom God besluit het nee vir Moses. Moses, jy kan my nou sien nie. Jy kan 'n gedeelte van my sien. Moses het niks gesien nie. Hy het ervaar. Ja. Hy het ervaar. God se teenwoordigheid en God het verbygegaan en hy het op sy aangesig neergeval. Okay. Want al het hy met God interaksie gehad, was daar 'n beperkte indruk van hoe God is en wie God is. Maar ons sal hom sien van aangesig tot aangesig. Eendag. En ons gaan nie dood neerslaan nie. Wat gaan die verskil maak? Ek weet nie, maar dit het te doen met die oopskeer hierso. Want nou kon ons ingaan in die allerheiligste, in God se eie teenwoordigheid. En dit is die verskil. Om die formaat van godsdienst te onderhou, stiptelik, puntenerig, veroordelend te onderhou, beteken hy haak vas buite, by feeste en rites en dinge presies doen, sodat ek kan reg wees om in te gaan, nee, dat ek verteenwoordig kan word eendag daar by die heiligdom. Want God is 'n God van oordeel in my denke. En onthou die toneel wat die opvatting van die Fariseërs groepering, die geestelike leiergroepering, was dat onder andere die Sabbat moet presies gehou word steeds vandag. Presies punt en neer, absoluut reg. En dan sal die Messias kom. Okay? Dit manifesteer, dit stel tentoon wat is daai denkpatroon. Dat God punt en neer vereis, anders, geen seëninge vir jou nie, geen ewige lewe nie, ek kan nie in jou midde inkom voor jy nie heilig is nie. Waar dit eintlik andersom is. Dis waar die krag misgeloop word. Want ek kan nie geheilig word, vrygestel word van al die horribale karaktertrekke wat Paulus verduidelik vir Timoteus nie, behalwe om in God se teenwoordigheid in te gaan en te kan sien dit wat Moses ervaar het. Lankmoedig, groot van goedertierenheid ensovoorts. Maar daar's 'n maar in. God kan nie iemand heilig skoonmaak wat aanhou wegdraai van hom af nie. Dis hoekom hy sê vir Moses daar by sy tentoonstelling van sy agtervleuels, wat nie die straf kan wegvat van hom wat goddeloos is nie. Hy kan nie. Want God beset nie, hy herbedraad nie so eie wils besluit gedrewe nie. Dis nie wie hy is nie. En dis nie wie hy ons geskaap het nie. Die storielyn dan is 'n storielyn van vrye wesens wat God verwerp, teen hom draai. God kom stel tentoon, stelselmatig, nê, progressief, opbouend, tot met die kruis, en ook daarna. Ek moet aanbeweeg. Dankie. So nou daai versie wat ons fantasties gebruik, is 'n aansporing. Ek vermaan julle nou, selfe Paulus, nê? Broeders, by die ontferminge van God,
dat julle liggame kan stel 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dis julle godsdiens. Word dan nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Ja? Sodat julle kan ervaar, beproef wat die goeie, welgevallige, volmaakte wil van God is. Hoe word ons verander in ons gemoed? Ja, hoe word ons verander in ons gemoed? Deur God te ken, deur aanskoue. Nie sommer enige ding aanskou nie. Die tentoonstelling van God kan ervaar. En daai selfe ervaring, daai tentoonstelling, is dit wat ons verlos of ons veroordeel. Wanneer ek besluit om my rug daarop te draai. En Jesus sê die hartseer uitdrukking van, want hulle het die duisternis liewer gehaat as die lig. Ons raak geneutraliseer deur allerlei dinge. Allerlei goed. Laat ons seker maak ons sny af dit wat ons neutraliseer vir die evangelie. Kom ons kyk na die verhaal. En daar is baie ander vers wat ek oorweeg het, maar so algaande elimineer ons dit. Daar's nie tyd nie. Okay. Daar's nie tyd nie. Ons as Adventiste verwag gedurig en hopelik elke dag die Joël 2 se vervullings van die profesie. Ja, dat in daardie dae sal ek my gees op al die vlees uitstort. Ja, en hulle sal profeteer, vertel van die wonders van God. Wat se wonders? Die verhaal, die storielyn, wat fout gegaan het. Ja, ons is gesondig en ons was vergewe, maar dis nie die punt nie. Dis 'n sideline. Ja, die punt was waar God tentoongestel is. Wie is die skepper? Wie is hy wat ek kan sien in die bome se geskapenheid? Wie is hy wat die voeltjies geskaap het om te laat sing, om te kan sing? Wie is hy wat ons bedraad het soos ons is? Hoe het hy lief? Dis hy wat homself sterfbaar maak aan die kruis. Sodat ek en u hom kan ken. En dan kan aanbid. Nie uit vrees nie. Nie uit gehoorsaamheid uit nie. Maar uit aangetrokkenheid. Dis waar die kruks lê. Nou vra ons vir onsself, hoekom? Here, ons wil voorwaarts, maar ons kwyn. Ons kerkies raak al kleiner. Ting 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 ting. Wat gebeur? Ons is geneutraliseer deur goeters. En ek noem dit goeters want dit is te veel. Dit moet gedefinieer word. Elkeen van ons op verskeie vlakke is ons geneutraliseer. Ons moet eerstens kyk, ken ek die storie? Gaan dit oor sonde en gehoorsaamheid? Of gaan dit oor God wat verwerp is? Ja? God wat weggestoot is, God van wie ek weggedraai het en weggehardloop het. Dis waar dit gegaan het. En God kom agter hom aan, ten tentoongestel in Hosea, die storie van Hosea. God gaan agter ons aan, die hoervrou. Gaan haal haar, bring haar terug. Was, parfuum, klere, kroon, blommetjies, al die goedertjies, om weer mooi te maak, en pragtig terug. Die storie is nie oor haar nie, dis oor hom, maar omdat hy verbonde is aan haar, is sy ingesluit by die verhaal van hom. Ons is deel van die verhaal, want dis waar ons lewe, maar die verhaal gaan eintlik oor hom. Ons se grootte God, en wie hy is, die asemrowendheid van ons God, en dis hy. Kom ons vat ons ligte, vat die verkykers, nee, ja, kyk die voeltjies nie goedertjies, maar is 'n groot prent. Daar tussen die voelkykers, moenie vergeet nalatend te sê, van die voelkykers is ateëste, believe it or not. Sê, vra die vraag, hoe die Joos is hierdie vlerke ontwerp, en die oë voel se oë wat so presies kan sien, 'n wurmpie, 'n visie, 20 meter onder van die watervlak af, onder die water, never mind die weerkaatsing van die lug en die wolke en die goed, hy sien die visie, kyk,
jy kom uit die visie. Nee? Dis ongelooflik. Praat oor die wondere van ons God, van ons Vader. Laat mense net, wat sê die een nou, ons moet in die mense dissonansie veroorsaak in hulle denke. Dat hulle sien, iets pas nie in my kop nie. Hy vertel my 'n bietjie meer. Jy laat my kop hier raas. Ek wil hoor, wat is die storie wat jou so opgewonde maak? As dit nie daar is nie, kom ons op 'n einde. Want ons het die krag verloor. En die krag lê in Christus. Want in hom kan ons sien wie God werklik is. Wie is ons skepper? Ja, die mense van ouds, die Daniëls ensovoorts, fantastiese godsmense. Maar ek het 'n dimensie wat hulle nie gehad het nie. Ons het Christus gesien sterwe, die Messias. Ons het gesien waar die profesie al vervul is. Ja. Ons sien die tekens van die spoedige wederkoms. Die rots wat die geskiedenis gaan verpletter. Nuwe begin. Ja. Ons het dit wat hulle nie gehad het nie, maar ons bou op hulle. Hulle is boustene vir wat God deur ons wil verrig. Laat ons gaan. Hou nie terug nie, skyn hy ligte. Laat hulle sien wie's God. Wie's God? Maar ons moet tyd hê daarvoor, broers en susters. En ek sê gisterand vir iemand. Ek's bevrees. Ons is so vas in ons dinge, ons routines, ons skedules, ons do's en wat ons nie moet doen nie en dat ons gaan nie daarby uitkom om ons lig te laat skyn voor die tragedie nie kom nie. En gelukkig, laaste konsep. Gelukkig sê Tannie Ellen. Die visie sê vir haar dat by die ingang van die tyd van benoudheid het ons uitgegaan en die Sabbat meer volkome verkondig. Nee, nie net oor die Sabbat nie, dit gaan oor God. En die Sabbat is, wow, ja, dis die betekenis daarvan, nie die ander goed nie. En dan as ons uitgegaan het, sal God ons bekragtig met sy Heilige Gees. Dan sal ons wragtig voorwaarts. Maar ongelukkig, dit wat ons nie gedoen het in maklike jare nie, sal ons doen in swaar jare. By die ingang van die tyd van benoudheid. Kom ons buite die tyd uit. Ek weet dit wat die profesie sê. En ek weet ons sê ja, ons gaan nie nee, ons hoef nie te faal daarvoor nie. Okay. Die gros van ons gaan dalk aan die slaap bly. Die banke gaan net warm gesit word heeltyd. Maar die res van ons kan wakker word. Here, hier is ek, stuur my. Waartoe? Na die bure toe, na die medewerkers toe, die kassier agter die til, die bankbestuurder, vir wie ek moet gaan sien, want ek moet skuld maak, die haal het my uitgeslaan. Getuig. Hou nie terug nie. Mense wil die storie hoor. Ek staan by Protec in Zenien. En Louise is daar, en hier soos, haar naam is California. En 'n nuwe dametjie Karen. En ons sou dan wag, want hulle sukkel om die radio te tune. En ons lag oor die ouderdom, en ons vergeet goeters, en ons notaatjies, en ek sê, ja, ek sien die tafels vol notaatjies. Liggie aan. Ja, ek kan nie meer wag vir die wederkoms nie, want dan gaan ons nie meer goed vergeet nie. So kyk my so oor die rekenaar. Ek sê, ja, dis ons storie, dis ons lewensverhaal. Het jy al gedink, hoekom is ons hier op aarde? Is ons sterte regtig afgetap kap, soos hulle sê? Nee, sê California, no, that's not the truth. Sy Afrikaans, sy hoor Afrikaans, maar sy gooi hom nie. En ek sê, kan ek gou die storie vertel, van Tuin van Eden, skepping, sy vra, glo jy regtig in die skepping? Ek sê, verduidelik vir my hoe jy so gebou soos jy is. As dit nie 'n verskepping was nie. Kom ek, kan ek, ja, skepping, bose, misvoorstelling van God, draai weg van God, hardloop weg van die skepper af, en God soek hulle. En die hele 5 minute, tot by die kruis, God sê, maar ek sal nie alleen los nie,
die saad van die vrou sal kom om die slang se kop te vermorsel. Wat eintlik maar beteken het, op die einde van die dag sal 'n Messias sou kom, wat sou beskadig raak, maar hy sal dit wat daar verwronge geraak het in die tuin van Eden, sal hy kom verpletter aan die kruis. Gaan die kerk toe? Ja, gaan kerk toe. Ek sê, dis wat ons vier. Christus aan die kruis. En van daar af kan ons, ek en jy, kan God ken. Ons kan op ons knieë gaan en sê, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, want ons weet, hy is ons Vader deur Christus. Sy sê, ek het nog nooit so gesien nie. Ek sê, maar het eindig nie daar nie. Daar kom 'n wederkoms. Jesus sê, ek gaan om 'n plek voor te berei, dan kom ek weer om julle te haal, dat julle kan weet waar ek is. En toe die disippels nog kan staan en kyk, toe Jesus opgevaar het in die hemel, dink hy het regtig opgevaar? Ek sê, ek dit is so geskrywe. Want hulle staan nog en kyk, so in die lug op, weet nie waar is hy nou hier nie, toe staan daar 2 ander mense agter en sê, julle Galileese manne, wat staar julle so op? Net soos wat hy, hierdie meester, dieselfde Jesus wat daar opgevaar het in die hemel, sal net so kom soos wat hy daar opgevaar het. Dit geef my hoop. Wow, sê Louise, die ouer ene nie. Ek het nog nooit die storie so gesien nie. Dis waar die krag lê, broers en susters. Die storielyn gesentreer in Christus, maar hy is die een wat terugkom, hy is die een wat geskape het, hy is alles. Hy is die een deur wie God die Vader, of dit nou 'n raadsaal is, van die 3, en of hulle altyd met mekaar interaksie het, dis bo my. Dis bo my 4-plek, ek kom nie daar, ek verstaan nie. Maar dit beskrywe as 3. Maar Jesus kom en hy sê, ek wil vir julle bekendstel wie ons is. Wie ons regtig is. Ons wat geskape het, laat ons mense maak na ons beeld. Ja, en ons kan dit tentoonstel. Ons hier op aarde is die enigstes wat ons dink. Ons kan dink, ons kan aanbid, ons kan opgewonde raak. Maar ons kan ook vervlou raak en besig raak met allerlei snert. En dan kan ek maar ref, maar die kar is in neutral, hy kan nêrens heen gaan nie, hy staan net een plek. Ons moet fokus op God se storie. En dan moet ek in raad sit en ek moet dit sê. Anders gaan dit nooit gesê word nie. Dis net so maklik so dit. Ai, Here, wees ons arme sondaars genadig. Kom ons bid. Liewe Here, U het vir ons so kompleks gemaak. En ons geniet hierdie kompleksiteit. Maar as ons soms terugkyk, is daar soms snert wat ons self mee laat besig raak. En dan raak ons in duisternis vasgevang. Help vir ons om te onthou wat U gedoen het aan die kruis. En dan sal U liefde ons dring, soos Paulus gedring geraak het. Hier is ons, Here, ons wil nie meer sit nie. Ja, ons was al bietjie aktief, maar Here, ons wil meer bereik. Stuur U ons. U kan ons hoop tot hoër hoogtes lei. Mag U naam verheerlik word in dit wat ons gaan weer besig raak van nou af vorentoe. Voorwaarts tot U naam se heerlikheid.